Goeiedag en baie welkom by hierdie oordeenking. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Lukas 2. Kom ons lees saam. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. Want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap." Hoe maklik is dit om met hierdie goeie nuus te lewe? Soos ons nader kom aan Kersfees, wat gebeur met jou? Ek hoor mense sê, ek sukkel met depressie. En Kersfees wat nader kom, maak dit erger. Ons gesinslewe en finansies is onder druk, die hele jaar lank. Kersfees bring meer druk in dit. As jy sukkel met alleenheid, sukkel om met verliese te werk, is dit amper moeiliker in die Kerstyd. Dit is teen hierdie realiteit waar ek jou 'n advent uitnodiging wil gee. En die advent uitnodiging is om in die blydskap van die Here in te beweeg. Deel te neem aan hierdie blydskap, die blydskap van die Here te omhels. Iemand het eendag gesê, daar is fundamentele emosies wat omtrent alles in ons lewe bepaal. Vrees, hartseer, skuldgevoelens, woede en blydskap. En is gewoonlik die ander wat ons vang, wat ons opneem. Maar blydskap is die grootte. Dis die een wat ons krag gee. Jeremia sê, in die blydskap van die Here kry ek my krag. Gee ons energie. Kry ons op in die oggend. Vat ons na die volgende plek. Gee ons hoop ten spyte van. Help ons om te sien wanneer daar niks is om te sien nie. Ware blydskap wat net in die Here gevind kan word, maak ons vry van al die ander dinge wat ons vashou. Jesuit priester Pierre de Jardin sê, joy is the infallible sign of the presence of God. Dis die onfeilbare teken van God se teenwoordigheid in ons lewe. Blydskap sê iets van die pad wat ons met die Here loop. En die uitnodiging is om in hierdie blydskap in te loop ten spyte van die dinge wat gebeur wat moeilik is. Dink aan die woorde van Habakuk. Al sou die vyeboom nie bot nie. En al sou daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk en geen oes op die lande wees nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Miskien sing jy dit saam met my. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Hy sê, die Here my God gee my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. En dis die uitnodiging om te sing ten spyte van. Toe Paulus en Silas begin sing het die tronkdeur oopgegaan. Dis die krag van blydskap in ons lewe. En soos wat ek bewus word van hierdie blydskap en toelaat om my te dryf, is dit wanneer die kettinge van die ander emosies begin loskom. En dis die boodskap van Kersfees. Want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap. Die koms van Jesus word gekonnek met groot blydskap. Jesus was die toonbeeld van wat blydskap was. Sy eerste wonderwerk gebeur by 'n troue, feesvieringe. Kinders het dit gelief om by Jesus te wees. Sy gesprekke met vriende, disippels ensovoorts was altyd iewers by 'n kuier, by 'n ete. Mense wat hy gesond gemaak het, was vervul met blydskap. En dis nie net die blydskap in die weet dat ek gesond is nie. Die blydskap wat net die Here kan bring, het hulle vervul. Want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding
van groot blydskap. En hier is die ding van Jesus se blydskap. Dit was nie afhanklik van omstandighede nie. Dit was nie afhanklik van alles wat moet regloop nie. Sy blydskap het gekom van die wete dat sy Vader is met hom en dat geen omstandighede hom kan skei van hierdie realiteit en liefde nie. Paulus bevestig dit in sy eie lewe as hy sê, wat sal ons van al hierdie dinge sê? Die dinge van die lewe. Wie kan ons skei van die liefde van Christus? Ons dink aan lyding, benoudheid, vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. En dan sê hy, hiervan is ek oortuig. Iets het met my gebeur. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordig of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons skei van die liefde van God. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. So Jesus, die een vol van blydskap, groot blydskap, wil dit met ons deel. En ons uitnodiging of wanneer ons op die vooraand van Kersfees staan, word ons uitgenooi dat die blydskap opnuut weer in ons lewens gebore moet word. Dat ons dit moet ontdek, die blydskap wat by die herder stil gestaan het, wat hulle aangeneem het as hulle eie, dat ons ook dit sal aanneem as ons eie. En met hierdie blydskap sal leef, soos Kersfees ons ook uitnooi. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, as ons vandag net weer besef, dat die blydskap van hierdie lewe, die tyding van groot blydskap, net in U kan wees. En wanneer ons dink aan Kersfees, dan aanvaar ons en ons neem hierdie blydskap aan as ons eie. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.